Welkom in my Afrikaanse klas, graad 12. So ons is besig met Lien se langstaan skoene en hierdie sessie gaan oor die verskillende karakters. So, kom ons val dadelik weg, want daar's nogals baie waardeur ons moet kom. Net vinnig, om weer julle gedagtes te verfris. Jy kry hoofkarakters en neewekarakters. Die hoofkarakters is jou belangrike karakters. Hulle is hopelik werklike mense met kompleksiteit. 'n Mens moet die verskillende kante kan sien. As jy dink aan 'n diamant, 'n diamond, all the facets, you want that same kind of image from your characters. And then, if they are complex, and you can see all the different areas and character traits, dan praat ons van 'n ronde karakter. Met ander woorde, 'n karakter met vele kante. Die nuwe karakters is gewoonlik minder belangrik. Hulle speel in op die hoofkarakters. Ons leer ken die hoofkarakters beter in hulle interaksie met die neewekarakters. ‘n baie erge stereotype van 'n neewekarakter is dat hulle voorspelbaar is, dat hulle nie ontwikkel nie, en dat hulle of goed of sleg is. En dan praat ons van 'n plat karakter. En dis eintlik so jammer, want hoe ronder jou neewekarakter is, hoe meer speel hulle in op die hoofkarakter en hoe meer kompleks en interessant raak die storie. So ons sien nogal iets daarvan in Lien se storie. So kom ons gaan aan. Lien is natuurlik die hoofkarakter. En dis vreeslik interessant hierdie aanhaling wat ek vir julle hierbo gesit het. Tibby het dit gesê van Lien, nadat hy sy ongeluk gehad het en sy bene verloor het. Toe sê hy van haar, "You are a true friend, Lien Jooste, a real bloody true friend." Aan die begin van die storie is Lien half 'n buitestander. She's on the side. She wants to get away. Her sole purpose in life is to get some money so that she can fly away. Sy kom voor as onbetrokke, not involved. She's very angry. She's angry at her mother. Sy's kwaad vir Christine. Sy's kwaad vir haar pa, en sy is ook op punte kwaad vir Bram. Sy's eintlik kwaad vir die lewe. Want die lewe het vir hulle hierdie verskriklike, ongelooflike krisis gedeel om te hanteer. Maar aan die ander kant sien ons ook, sy is baie liefdevol. Sy besef, sy moet ma staan vir Bram. Nou, dis iets wat nogals baie gebeur. As daar drankmisbruik in 'n huishouding is. If alcohol is abused by either parent. Die gevolg daarvan is, dat kinders baie gou moet groot word. Children who are growing up in alcoholic homes have to step up very, very quickly and take care of themselves, of other siblings, sometimes even the parent. En dit speel alles uit in Lien se langstaanskoene. Sy moes vir haar ma sorg. Sy moes sorg dat haar ma eet.
Sy het haar ma gekonfronteer oor die drankmisbruik. Sy moes baie keer haar ma in die bed sit. Bram, sy moes sorg dat Bram eet. Daar's 'n toneel waar sy Bram se broek se soem insit. Sy het gesorg dat sy hare gesny word. So sy het baie van die ma se rol oorgeneem. En ons sien daarmee dat sy baie verantwoordelik is. Ook in terme van haar skoolwerk. Totdat sy begin bedel het dit bietjie slegter begin gaan met haar skoolwerk. Maar ja, sy kom voor as iemand wat omgee vir ander. Ons sien dit baie duidelik in haar verhouding met Tibby en Roos en ook en natuurlik haar eie familie. Sy's baie vasberade. As sy besluit om te begin bedel, dan moet sy nou natuurlik 'n rede by die skool gee om hoekom sy nie by die skool is nie. So sy was op 'n punt oneerlik. Sy het die brief self onderteken, sy het die brief geskryf om te sê sy het 'n probleem met haar nek. Maar dit was alles vir die doel om te kyk, om te sorg vir haar boetie en haar ma. Sy is baie passievol oor toneel en musiek. Hy moes net daar gestaan het. Iets wat ontwikkel het in haar matriekjaar toe die juffrou vir haar gevra het om te audisie te doen vir die toneelstuk. Sy word in 'n huis groot waar haar ma musiekonderwyseres was, so sy's baie lief vir musiek. Daar's ook interteks verwysings hier. Die musiek van Norah Jones. En daar word baie aanhalings gemaak uit Norah Jones se musiek wat baie keer verwoord hoe Lien eintlik voel. Sy's baie prakties ingestel. Sy's die een wat Bram se broek regmaak. As sy die werk kry in die haarsalon, herorganiseer sy dadelik die kombuis en die boekrak en so aan. So sy's baie prakties ingestel. Ongelukkig is sy bietjie, sy beskou haarself nie in die lig wat sy veronderstel is om te doen. She undersells herself. En ons kom agter dat sy absoluut onselfsugtig is. As Tibby in die ongeluk is, dan doen sy soveel moeite om sy lewensomstandighede beter te maak. En dan natuurlik daarmee saam die shame wat sy dra, die skaamte oor haar ma en hoe dit haar persoonlikheid beïnvloed. Kom ons kyk gou-gou na die karakterontwikkeling by Lien. Daar's baie besondere veranderinge wat in Lien plaasvind. As ons sien in die begin van die storie, hoe kwaad sy is vir haar pa, oor hy die geld verduister het en in die tronk is, hoe seer gemaak sy voel. As hulle aan die begin van die boek, dan moet hulle 'n taak doen vir die LO meneer, die lewensoriëntering, oor wat hulle hoop om hulle beroep te maak. En sy en haar pa het altyd gesê, sy gaan ook 'n prokureur word soos hy. Maar na wat met haar pa gebeur het, wat hy gedoen het, was sy te skaam om in die groep te sê, sy wil 'n prokureur word. Haar drome het ook verander. En teen die einde van die boek sien ons hoe haar houding teenoor haar ouers verander het. Dis baie interessant. Sy's minder veroordelend. Nou in Engels, she's less judgmental. En daar kom baie punte wat sy
baie sterk idees het oor mense. Byvoorbeeld haar hele houding teenoor Gerard, die dominee, Kuifie. Sy het hom half afgeskryf as hy's te jonk en hy weet nie wat om te doen nie. En so sy het baie sterk oortuigings gehad van mense. Maar haar karakter het bietjie versag na die einde van die storie. Aanvanklik, net nadat hulle in die dorp in Pretoria ingetrek het en sy in die nuwe skool is, was sy baie skaam. Maar soos wat die tyd aangegaan het, het sy meer sosiaal geword. Sy het aan die begin het sy eintlik net aan Wouter vasgehou. So Wouter was haar groot vriend en hy het saam met haar skool toe gestap. Sy was baie veroordelend teenoor Sally. Sally is ook 'n matriekmeisie. Baie veroordelend teenoor Sally. Sy het gedink Sally is 'n tert. Totdat sy agtergekom het, maar Sally het ook 'n storie. 'n hartseer storie. Toe het haar houding verander teenoor Sally. Sy raak minder veroordelend. Sy raak betrokke by die skool. Sy raak betrokke by Tannie Bets. So daar's regtig groei in haar karakter. En dan op die ou end she falls in love. Hein word die man wat haar hartsnare roer. Goed, kom ons kyk gou na die newe-karakters. Nou, hier moet julle bybly, want ek gaan nou nie vreeslik tyd spandeer aan al hierdie karakters nie. Ons gaan 'n volledige ding doen oor Christine en Bram, en Gerard, en Wouter, en Hein, dink ek. Ja. So dis haar ma, net vinnig weer, dis haar broer. Tannie Bets is die tannie in die woonstelblok. Woonstelblok waar hulle bly, wat haar oor hulle ontferm. So wanneer haar ma nie in staat is om kos te maak nie, dan sal sy ietsie bring. Toe haar ma in die rehabiliteitssentrum was, het Tannie Bets hulle onder haar vlerk geneem en sy het hulle wasgoed gedoen en vir hulle gesorg dat hulle kos het en broodjies vir skool. So sy is 'n baie belangrike figuur en sy en Gerard Kuifie, die predikant, was op die ou end baie instrumenteel daarin om Lien se ma in 'n rehabiliteringssentrum te kry. Wouter is haar vriend, ons weet van Wouter. Hein is die man met die praktiese hande. Ons sal nou sien hoe hy belangrik word in die storie. Tibby en Roos en Johnny is die bedelaars met wie Lien bevriend raak. Eintlik meer Tibby en Roos. Johnny was net so half 'n kantfiguur. Nou, Tibby was 'n baie vrolike ou. Ons sal later nog baie praat oor Tibby. Sproet is die man wat Lien seksueel probeer molesteer, as 'n mens dit eintlik uitprobeer om haar te verkrag. So hy is 'n bietjie van 'n donker figuur. Haar pa, ons weet hy was 'n prokureur. Ons kom later aan weer by hom. Dirkie en Donovan. Dirkie bly ook in dieselfde woonstelblok as hulle. En hy raak betrokke by Lien. Donovan en Dirkie is by mekaar. Hulle het 'n haarsalon en op die ou end begin Lien daar werk, maar sy verdien nie genoeg geld om die hele huishouding mee oor te neem nie. Mimi word 'n vriendin, interessante karakter. Ons sal weer daaroor praat. Roos is 'n ou vrou wat ook 'n baie hartseer storie het van verwaarlosing en
baie probleme en op die ou end beland sy op die straat. Sy het 'n dogter met 2 of 3 kleinkinders en dis hoe sy hulle almal aan die gang hou. Juffrou Buitendag is die Afrikaanse onderwyser wat ook verantwoordelik is vir die drama afrigting. En sy speel ook nogals 'n belangrike rol in Lien se lewe. Ons het gepraat oor Sally. Nou ontgaan my gedagtes my. Christian. Ek gaan nou terugkom na hierdie een. Tannie Mali was die vrou by wie se koffiehuiswinkeltjie Lien ook op 'n stadium gaan werk het. Maar sy was 'n regte ou sergeant major en sy en Lien het nie lank oor die weg gekom nie. Goed, kom ons gaan aan. Hier is ons foto van die DVD, soos ek gesê het. Dit help ons om die karakters bietjie te kan onderskei. Ons gaan nou kyk na Christine. Sy was 'n kenner van klassieke musiek, sy was 'n musiekonderwyser. Maar nadat haar man nou in die tronk is, was sy 'n gebroke mens. Sy het regtig nie geweet hoe om die situasie te hanteer nie en sy het begin drink omdat dit vir haar ontvlugting was. She tried to alleviate the tension and she just drank too much, which led to a lot of guilt feelings. Jy kan nou verstaan, omdat sy te veel gedrink het, kon sy nie vir haar kinders regtig, daar was een stadium wat sy vir hulle probeer kos maak het wat regtig nie 'n sukses was nie. Sy het haar werk verloor. Sy was nie 'n ma vir die 2 kinders nie. Tog was sy later in die storie bereid om daaraan te werk, want ten spyte van alles was sy baie lief vir haar kinders. Haar kinders was regtig haar lewe, maar die omstandighede van die man in die tronk en daar's nie geld nie, het net te veel vir haar geraak en dit was haar escape. Nadat sy 2 keer in die rehabilitasiesentrum was. Die eerste keer het sy gegaan en dit het goed gegaan, maar toe het sy op die ou end weer begin drink en dit was baie interessant hoe Lien dit agtergekom het. En toe sy weer na die sentrum toe en daar het sy weer haar selfrespek teruggekry. Daar het sy besef wat verkeerd gegaan het en hoekom sy dit verkeerd hanteer het en kon sy dit regmaak. En dit maak dat sy, al is sy nie 'n hoofkarakter nie, 'n ronde karakter is. Lien se pa, hy was 'n prokureur, vol selfvertroue. As ons kyk na die video-insetsels, die dele in die boek wat kursief gedruk is, dan is hy hierdie lekker pappa, doen lekker dinge saam met sy kinders. Gasvry, vrolik. Maar hy was ook baie greedy. En toe het hy trustgeld verduister. So he took money from a trust that he was not supposed to use, and he, of course, was in trouble because of that. Hy het baie skuldgevoelens oor dat hy sy kinders en sy vrou in die steek gelaat het, en hy's ook baie lief vir sy kinders. Dit het ons ook uitgevind in daardie hele plek waar Lien vir hom gaan kuier het en hy vir haar gesê het hy's jammer en hy's baie lief vir hulle. Ons kom by Bram. Die storie begin met Bram wat in die
in 'n houer rondkrap vir 'n DVD of 'n video en dan sit hy die video in die TV en hy kyk na die toneel wat hom afspeel en dis van hom en Lien toe hulle klein was in die swembad en die pa het natuurlik die kamera vasgehou en hulle afgeneem en daar was 'n wit hondjie en 'n swart hondjie. En dit het die prentjie geskets van 'n baie gelukkige gesin. So Bram verlang, he longs for how life was. And he really misses his dad terribly. Hy verlang verskriklik na sy pa. Hy's baie sportief, hy speel cricket en hy's baie sosiaal. Daar's punte wat hy glad nie meer in die woonstel bly by Lien nie, maar dat hy by sy vriend Christian bly. En hy dra verskriklike kommer in sy hart oor sy ma. Een ding van 'n kind wat in 'n huis groot word wat drank misbruik word, is you have that sense, that sixth sense. You sort of suss things out, what's going to happen. And you are worried about the situation. Goed, kom ons praat bietjie oor Wouter. Wouter was 'n goeie vriend, hulle het mekaar reg aan die begin ontmoet en hulle was saam nuut by die skool. Hy ondersteun Lien baie. Hy stap met haar skool toe. Hy gaan kuier. Dis nou 'n interessante een hier, ek het amper vergeet daarvan. Sy gaan werk as 'n kelner by Tant Mali se koffiewinkel. En Wouter gaan die dag hy gaan soontoe om iets te drink en iets te eet en hy beloof om vir Lien 'n goeie voetjie te gee. Hy's baie sensitief. Hy kom ook uit 'n situasie van egskeiding. So hy kom nou weer met sy eie storie. En hulle het op Bloemfontein gebly en nou bly hulle in Pretoria en hy moet nou na 'n nuwe skool toe gaan. So hy kom met sy eie hartseer en sy eie goed wat hy moet verwerk, wat maak dat hy baie ingestel is op Lien se emosies en hoe dit met haar gaan. Een van die pragtige tonele in die boek is waar Lien se ma dronk by die skool aankom. En Wouter, in 'n oogwink, verstaan hy hoe skaam Lien en Bram moet wees vir sy ma. En hy help vir Lien baie vinnig, quickly helped Lien to get her mom back into the car, and he actually drove the car and he took them home. So, hy het regtig 'n baie ondersteunende rol in Lien se lewe. Hy's ook nie bang om vir Lien presies te sê wat hy dink nie. Want kyk, Lien was nie altyd 'n pakkie sonskyn nie. Sometimes at school she was rude, she was unhappy, she didn't really made herself likable. En dan sê hy vir haar, jy is nou nie regtig elke dag lieflike Lientjie by die skool nie. So you are not every day this darling Lientjie at school. Sometimes you are a witch with a capital B. So he's very, very honest with her. Gerard, sy bynaam wat Lien vir hom gegee het is Kuifie, want hy het so 'n gejalde kuifie gehad. So sy het gedink, dis 'n goeie bynaam vir hom. Hy was die predikant in die gemeente, nie dat Lien hulle betrokke was in die gemeente nie, maar Tannie Bets was baie betrokke. Goed. Natuurlik gee Gerard om vir mense en hy probeer help waar hy kan. Hy's baie vasberade
om 'n verskil te maak. En wat belangrik is, he's not judgmental. Hy verstaan die gebrokenheid van die lewe. Van die lewe. So he's understanding the brokenness, the brokenness of life. Hy's baie prakties. Hy wil dadelik goed in plek kry om Lien se ma te help. Hy wil, as hy nou vir haar gesien het waar sy staan in bedel, en die kerk besluit om in te tree en haar te help, wil hy 'n begroting hê. So, hy wil presies weet waarop spandeer sy geld en wat spandeer sy, wat kos die kos, wat kos die huur van die woonstel, wat kos die elektrisiteit, sodat hulle 'n daadwerklike plan kan maak. Wat interessant is, daar's ook 'n weerloosheid aan hom. Vulnerability. Lien het op 'n stadium met hom gaan praat, en haar groot vraag was, hoekom gebeur slegte goed met goeie mense? I think it's that universal question. Why do bad things happen with good people, to good people? En in steede daarvan om te sê, ja, maar hy het al die antwoorde, en dis omdat hierdie en sis en so, erken hy, he doesn't have all the answers. There are questions that he just does not know the answer to. So hy's baie, die Engelse woord is real. Hy's baie eg in hoe hy omgaan met die probleem. Ons kom by Hein. Nou, Hein is 'n interessante karakter. Hy's ook in matriek saam met Lien, en hy speel bakfluitjie. 'n mouth harmonica. Daar's 'n pragtige toneel waar hy op die paviljoen sit, en dan speel hy bakfluitjie, en dan hoor sy dit. Baie sensitiewe siel, musikaal, maar hy's ook verskriklik prakties met sy hande. Wanneer Tibby in die ongeluk is, en hy albei sy bene verloor, dan bou Hein vir hom 'n karretjie, wat hy kan werk met sy arms, in steede van, omdat hy nie sy bene meer het nie. En hy het hierdie karretjie gebou, en Lien het van die onkoste gedra daaraan. So hy's 'n baie praktiese man. Hy's 'n goeie vriend vir Lien, en dan op die ou end gaan hulle saam matriekafskeid toe. En as jy in die naspel kyk, dan sal jy sien, die naspel verwys na na Hein. Die seun heel regs, hy het 'n boskrulhare, wag nou, die jong man links, hy staar stip na die kamera, hy het 'n prominente neus. So Hein het 'n groot neus gehad, en dis hoe ons weet, in die naspel, wat 'n paar maande of jare later is Hein nog steeds deel van Lien se lewe. Hy's nie suinig nie, baie van die goed wat hy nodig gehad het om die karretjie mee te bou, het hy uit sy eie sak gegee. Mimi is Lien se enigste vriendin amper, aan die begin. Sy is 'n interessante karakter, haar pa is skatryk, haar ma is 'n baie slim vrou, maar sy kyk net cooking channels, maar hulle het 'n kok wat kos maak. So die pa is een of ander gaming fanatic, en hy luister na moderne musiek. So Mimi is vreeslik individualisties. Die dag toe sy 18 geword het,
wou haar ma en pa uitvat vir ete, toe sê sy, ag nee, wat is regtig nie nodig nie. En toe het sy vir Lien gevat om by die Wimpy te gaan steak and chips eet. So, sy's bietjie van 'n feminis, nie vreeslik mal oor die normale situasie met mans nie, maar sy's baie mededeelsaam. Wanneer Lien vir haar kom kuier, gee sy vir haar allerhande lekker goed. En sy's 'n vreeslike entoesiastiese mens. Sy ondersteun ook vir Lien op 'n baie besonderse manier. Ons kom by Tibby. Tibby was hierdie vrolike ou. Hy, sy karretjie, of waar hy gestaan het om te bedel, het hy 'n blou bil vlag gehad. Want hy het gesê, as die mense sien, hy ondersteun die blou bulle, dan het hulle vir hom meer geld gegee. Kan jy dink, Pretoria, blou bil, dit werk mos nou so. Hy was, die eerste dag wat Lien kom bedel het, was hy vreeslik behulpsaam, en hy het vir haar gesê, vir haar gewys op praktiese goed wat sy moet doen. Daar's een al te veel. Hy het op sy manier baie mense kennis. He knew people. And he was this happy person that portrayed joy, and he will sing songs and dance just to get people's attention. But he deeply cared for Lien. Hy het baie vir haar omgegee, en veral na die ongeluk, en sy vir hom soveel gedoen het om hom te help. Sy het byvoorbeeld na sy kamer gaan kyk wat hy gehuur het, en gesorg dat die trappe, dat daar 'n gladde oprit is vir hom om sy karretjie op te stoot, en dat hy makliker in sy kamer kan kom. En hy toon baie waardering vir alles wat hulle vir hom doen. Goed, Roos se storie. Roos is 'n ouer dame. Haar man, hulle het op 'n plaas gebly, en toe het haar man weggeloop met 'n jonger vrou, en toe het sy en haar kind met die met niks oorgebly nie, en hulle het toe Pretoria toe gekom, en al manier was, sy moes op die straat gaan sit om te bedel. So sy is verskriklik lojaal op die ou end, teenoor haar kinders, haar kleinkinders, en dan teenoor Lien. Aanvanklik was sy verskriklik antagonisties teenoor Lien. Sy het vir haar 'n harde tyd gegee, totdat sy ontdooi het, en op die ou end het sy baie vir Lien omgegee. Sy is ook nie judgmental nie, want sy weet haar eie storie, en sy het tog baie wysheid in haar eenvoudige uitkyk op die lewe. Goed, Juffrou Breitenbach, sy is die een wat vir Lien, ekskuus ouens, daar's 'n N weg, sy het op die ou end vir Lien raak gesien. Jy weet, ons almal het mos maar daai behoefte, that desire that somebody will just see you. En sy was die een wat vir Lien gesien het. Sy het gesien Lien kry swaar. Sy het gesien Lien is ongelukkig. Lien is kwaai. En sy het op die ou end op 'n baie subtiele manier vir Lien ingetrek in die drama. Sy het vir Lien gevra om te kom vir 'n audisie. Sy het vir haar 'n rol gegee, en sy was op die ou end 'n groot katalisator in Lien se hele verandering in die proses van groei in haar lewe. Baie entoesiasties, sy wil net hierdie drama maak werk, en sy is 'n baie inspirerende persoon, en ons sien in die storie dat sy het goeie mensekennis. Sy het vir Lien, sy het gesien, Lien het hulp nodig. En dan die dierbare Tannie Bets. Ons het gesê, sy het ook in die woonstelblok gebly. Sy was baie behulpsaam, graag mense gehelp. Sy het vir Christine se ellende raak gesien. Sy het die kinders probeer help. Sy het gedeel wat sy kon. En met haar netwerk, sy het vir Dirkie gevra of hulle nie vir Lien 'n werk in die haarsalon het nie.
Sy het vir Tannie Mali gevra of sy nie werk vir Lien het nie. En op haar stil manier van doen, het sy 'n groot verskil gemaak. Daar was ook 'n hoofstuk oor Lien se verjaarsdag, wat Tannie Bet se koek gebak het. En so, sy's 'n baie betrokke karakter, en baie snaaks, ek dink dis omdat ek self so sukkel. Sy het aan hierdie verslankingsgroep behoort, maar dan sê sy, ag weet jy, sy gaan nou maar net vandag nog 'n stukkie koek eet, sy sal weer môre diet. So, baie dierbare, egte mens, Tannie Bet se karakter. Dirkie en Donovan, hulle werk in die haarsalon. Donovan is die eienaar van die haarsalon en Dirkie werk daar. En hy is ook betrokke by Lien. Hy sien ook dat sy swaar kry, hy probeer haar ook help. Hy's 'n goeie vriend en op die ouend gee hy vir haar goeie raad. Kry vir haar, oortuig vir Donovan om vir Lien 'n kans te gee om te kom werk in die haarsalon, hare te was en uit te vee en die rekeninge te doen. So, ook 'n groot verskil gemaak. En dan natuurlik Sproet. Hy het 'n ander naam, maar ek kan dit nou glad nie onthou nie. Al wat ek weet is, hy's 'n baie skyly character. Hy sien vir Lien staan op die hoek, hy het sy kind agter in die kar, en hy gee vir haar groot geld, hy sal vir haar R50 gee. En dan die situasie na die ongeluk, wat hy haar in sy woonstel het, wat sy kind en sy vrou nie daar was nie, wat hy, ek weet nie, maar dit was soos blou note wat so gelê het, wat hy bereid was om vir haar te gee, as sy nou seks het met hom. Dis 'n baie interessante punt hierdie, ek wil nou nie dit vooruitloop nie, maar hierdie hele situasie het vir Lien verskriklik onkant gevang. Afgesien van die feit dat dit 'n traumatiese situasie was. Was sy ook gekonfronteer, she was confronted with her own struggle. Is she prepared to do this, to get 500 or 600 rand? And we'll get back to this point. Goed. Volgende paar legkaartstukkies. Ek hoop die karakters maak nou vir julle meer sin. Soos wat ons aangaan, gaan ons natuurlik weer met elkeen van hierdie karakters werk. Tot 'n volgende keer.